Goed, kom ons gaan nou weer vanmiddag gaan ons nou vanmiddag Sondag 31 klaarmaak. En dan vraag en antwoord 85. Dus nou nog doen. Maar goed, kom ons bid eers. Ons Vader, baie dankie dat ons vanmiddag hier saam kan wees, dat ons in die woord weer kan wees, net meer kan leer oor hoe u aan die werk is in hierdie wêreld om vir u 'n kerk te verlos, 'n regte gelowige disipelgemeente wat in hierdie wêreld die volk van u koninkryk is en hier in die wêreld onder u koningsheerskappy al hoe meer lig en sout is. O Here, ons bely dat ons in onsself tot niks goeds in staat is nie. Ons het aan alles, moet ons in Christus wees en onder die genade staan, binne in die genade leef. En dankie dat u dit vir ons doen, dat u ons daar aanbring. Ons wil nou vra, Here, dat u met ons ook sal wees as ons nou verder aan gaan werk. Amen. Goed, ons dink net so 'n bietjie oor ons plan van aksie. Kijk, ons moet nou nog vraag en antwoord 85 klaarmaak. En dan is ons klaar met die tweede deel van die Heidelbergse Katekismes, né? Waaroor gaan die tweede deel van die Heidelbergse Katekismes nou weer? Dankbaarheid. Die tweede deel. Die tweede deel gaan oor verlossing, nee, oor kennis van ons verlossing in Christus Jesus, nee. Nou, ons is nou 'n hele lange ruk daarby stilgestaan. Nou, as ons nou klaar is met Sondag 31, as ons klaar, dan begin die volgende gedeelte in Sondag 32, en daar begin die derde deel, die dankbaarheid wat ons God vir die verlossing verskuldig is. Hoe lyk dankbaarheid prakties? Dankbaarheid is in die eerste plek 'n belewing, 'n ervaring, ek sou sê 'n gevoel. Nee, mens voel tog dankbaar. Maar dit word oor dadelike aksie. En mens is nie net 'n mens van gevoelens nie. Die gevoelens gaan ook oor in aksie. En hoe lyk daar die dankbare aksie? Dit is waaroor die derde deel van die katekismes nou gaan. Ek dink wat nou belangrik is, ek dink wat ons moet doen is, ons gaan vanmiddag nou net klaarmaak. Vraag en antwoord 85. En dan begin ons dan volgende keer met Sondag 32. En ek dink wat ons moet doen is, ons moet dan volgende kwartaal begin met Sondag 32. Die volgende Sondag, volgende Woensdag en af vanuit die laaste Woensdag van die kwartaal, so kom ons vat dan af en dan gaan ons na die vakansie, dan begin ons met die laaste deel van die katekismes. Goed. Nou, julle het nou begin met Sondag 32 in julle boeke, nee. Kan maar dis okay. Ons kan dit maar net weer hersien en dan werk mens aan. Kom ons dink net so 'n bietjie gou. As ons nou in Sondag 31 is, wat behandel ons katekismes dan? Die sleutels van die sleutels van die koninkryk. Die sleutels van die koninkryk. Waar lees ons van die sleutels van die koninkryk in die Bybel? Jesus praat dan van 'n seker waar nie, maar hy praat met Petrus of met die disipels pas op hulle. Ja, ek dink hy praat met Petrus daaroor, en dis in Matteus 16, en dan net 2 hoofstukke aan, Matteus 18, praat hy met die gemeente daaroor. Nee. Okay. So, kom ons maak 'n bietjie ons Bybels oop daar by Matteus 16 sommer net, dat hy maar net daar oop staan. So, as ons nou kyk, Matteus 16 versie 19 sê Jesus vir Petrus, en ek sê die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Nou, dit is interessant hoe Jesus ook praat oor die koninkryk, nee? Die koninkryk is iets wat aan jou behoort, nee? Salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk. En dan dink ek gaan dit oor die seën en die verlossing van die koninkryk, dat jy vergifnis van jou sondes het, dat God jou Vader word, dat jy in 'n nuwe verbondsverhouding
met God staan, dat jy die ewige lewe het, en dat jy die toekoms van die nuwe aarde het. Dit is goeders wat jy het as jy die koninkryk van God het, as dit aan jou behoort. Maar hier in Matteus 16 vers 19 is dit asof die koninkryk van God soos 'n kasteel is, met sleutels. Nee. So die koninkryk is 'n manier hoe die Here praat oor God se hele verlossingsplan en sy regering en sy heerskappy en verskillende aspekte. Iets kan aan jou behoort, maar dit is ook iets wat binne in jou moet wees, nee. En jy moet deur die poort van die koninkryk ingaan en daar is sleutels. En die apostels en die sleutels, wel die Here Jesus sê nou hier vir Petrus, gee vir die sleutels van die koninkryk, maar Petrus is verteenwoordiger van die apostel en die apostels het die sleutels van die koninkryk. Okay? Nou, kom ons maak dit weer vir ons 'n bietjie daai prentjie, dat ons net kan weer dink, nee, hoe werk dit nou? So, my kakkies kry. So ek dink wat ons kan doen is, ons kan dit so teken, ons teken so iets. So hier is die koninkryk van God, nee? Okay. Dan, wie is die volk van die koninkryk van God? Almal wat in Jesus Christus glo, is die volk van die koninkryk. So kom ons maak dit, kom ons probeer dit so iets te doen. Kom ons sê nou hier, dis die gemeente kan ons ook sê. Ja, die gemeente is ons almal wat glo in Jesus Christus. Daar is die gemeente, en kom ons teken dit soos wat ons nou sommer hier dig by Sondag 31 gelede, die gemeente is ook die nagmaal vierende gemeente van Jesus. Dis almal wat deel het aan Jesus Christus, en die nagmaal is 'n wonderlike teken en seël wat vir ons wys hoe ons deel het aan Jesus Christus. Nou, so ons teken dit so hier. Daar is die nagmaaltafel en die gemeente rondom die nagmaaltafel. En dan is daar, ons sê, die brood, die beker, en wat vir ons waarop wys? Jesus Christus, ja, pragtig sê nog nog 'n bietjie meer inligting. Sy offer. Daar is hy op die gekruisigde Christus, nee, wat vir ons wys dat ons vergifnis het. Maar ons het ook deel aan die gekruisigde Christus. Ons eet en drink hom ook, en waar wys dit nou weer vir ons? Dat ons deel het aan 'n vergifnis, dat ons deel het in die nuwe verbond, dat ons met Christus werklik verenig is, en dit is die mense van die koninkryk, die gemeente, die liggaam van Jesus, hulle is die volk van die koninkryk van God. Okay. Nou, hierdie koninkryk het nou 'n poort, kan ons sê. Die poort plus sleutels. Okay? En wat jou uit die wêreld, in die koninkryk kan inkom, dis nou, kom ons sê hierso, rondom is die wêreld. So die koninkryk kom in die wêreld. So ons sê hierso, die koninkryk van God kom in die wêreld. Nou, okay. En dan word daar mense versamel uit die wêreld in die koninkryk van God in. Nou, en dit gebeur deur die sleutels en ja, ons sê die sleutels. Nou wat is daai sleutels van die koninkryk van God? Die sleutel van
van die verkondiging van die woord en van die Ja, die verkondiging van die woord en die Christelike tug. Pragtig. So daai sleutels, die sleutels is verkondiging van die evangelie, kan ons ook sê. Evangelie, ja. En dit is ook die Christelike tug. Ok, so dit is die sleutels. Ok, waar en watter deel van die Bybel lees ons, of kom ons sê, ons het nou in Matteus 16 en Matteus 18 het ons hier die sleutels. Nou in Matteus, in watter een van die twee kry ons die sleutels van die verkondiging van die evangelie? Waar sien ons dit mooi duidelik? Seker in Matteus 18. Ek dink eerder in Matteus 16. Hoe sien 'n mens in Matteus 16 die verkondigingssleutel? Kyk 'n bietjie na daarso, hè. As mens daar lees van dan nou die Jesus vra vir die disippels. Kom ons lees af van vers 13 nog. Marie, lees jy 13 en 14? Dan Johannes lees jy 15, 16, ek lees 17, 18. En dan Marie, dan lees jy weer vers 19. En dan moet ons probeer, as ons nou klaar gelees het, ons probeer sê, hoe sien ons hier die verkondigingssleutel? Ok? Goed, Marie, trek jy weg. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van God? Wie sê die mense dat ek die seun van die mense is? Okay. En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit aan jou nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbind wees. Ok, nou kom ons dink 'n bietjie so, Petrus sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Dan sê hy vir hom, daar sê Petrus, dit is waar wat jy sê, God het dit aan jou geopenbaar, my Vader wat in die hemel is dit aan jou geopenbaar. En dan sê hy vir hom, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poort van die doderyk sal nie oorweldig nie en ek sal jou die sleutels van die hemelryk gee. Okay. Nou, kom ons dink 'n bietjie, hoe sien ons daar die verkondigingssleutel raak in hierdie gedeelte? Ek gaan Petrus sy gemeente bou. Hy gaan Petrus sy gemeente bou. Petrus, jy is Petrus op hierdie rots. Ek dink Petrus beteken ook rots. En hy gaan sy gemeente bou op Petrus, sê Jesus. Jesus bou op Petrus. Maar hoe weet ons, dis die verkondigingssleutel? Ek dink jy's reg, maar hoe weet 'n mens dit? En mens moet so 'n bietjie verder in die Nuwe Testament kyk, né? Nou die heel eerste ding wat ons moet raak sien is Jesus sê jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, dan beteken dit nie dis net Petrus nie. Want in Efesiërs 2 vers 20 sê Paulus weer die gemeente is gebou op die fundament van die apostels. So ek dink Petrus is hier 'n verteenwoordiger van die apostels. En ons sien dit ook in Openbaring 21, die fundamente van die nuwe Jerusalem is die apostels, né? Nou, so belangrik,
Die apostels is die fundament. Maar hoe lê die apostels die fundament? Ja, hulle preek, dis die verkondiging van die evangelie, dit is die sleutel, daarso sien ons dit, so ons sien hierdie verkondigingssleutel nog ons baie mooi in Matteus 16 versie 18 tot 19. Okay? Nou is die vraag, wat word verkondig? Wat word verkondig? En dit sien ons by vraag en antwoord 84, en ons het laasweek dan ons al by stil gestaan. Wat word verkondig? En ek dink dit is ook 'n baie belangrike ding vir 'n toets om te sien, is ons besig om in die plaaslike kerk ook die evangelie suiwer te verkondig. Is dit in ooreenstemming met Sondag 31 vraag en antwoord 84, want daar word vir ons gesê, hoe lyk die verkondigingssleutel? Wat dink julle? As mens net so 'n bietjie moet dink, hoe lyk daai verkondigingssleutel? Waaruit bestaan hy? Waarvan is hy gemaak? Hoe lyk daai prediking? Dis die evangelie prediking. Dis die evangelie prediking, pragtig. En wat is die inhoud daarvan? Is dit elkeen wat in Jesus, of ja, soos in Jesus glo dan kan ons nou om te gaan weer sy kruis voor. Ja, en dan kan ons inkom. Nou, dit is die oopsluit van die koninkryk. Dan kan ons in die koninkryk inkom, in Christus wees en deel van die volk wees, van die koninkryk. Ja. Ek dink dit is wat dit basies sê, wanneer ons Jesus, so dikwels is dat ons Jesus aanneem, die beloftes van die evangelie aanneem, kan ons leer dat ons vergifnis van ons sondes het, en dat ons deel het aan hierdie koninkryk en die seën en die verlossing wat binne in die koninkryk van God is, wat vir ons baie mooi in die nagmaal afgebeeld word. Nee, goed, maar wat verkondig dit nog? As jy nie gaan glo nie, gaan jy nie koninkryk beerwe. Dan gaan jy nie ingaan nie. So word die koninkryk ook toegesluit. Koninkryk word oopgesluit vir gelowiges, toegesluit vir ongelowiges. Okay. So dis so daardie verkondigingsstil werk. En dit is vir ons 'n baie belangrike ding in die prediking binne in die gemeente. Die gemeente se prediking gaan uit in die wêreld en dit sê dat die koninkryk van God in die wêreld ingekom het. Dit sê dat jy kan deel hê in die seën en die verlossing van die koninkryk as jy in Jesus Christus glo. Dit sê dat wanneer jy nie tot bekering kom en nie in Jesus Christus glo nie, dan is jy onder die oordeel van God en dan bly jy daaronder. Dit sê dit baie duidelik. Nee. Ek dink nou elke preek in die kerk gaan nie so klink nie, want in die kerk leer ons ook vanuit die res van die woord hoe moet die prediking lyk? Wat leer ons daarby? Nehemia 8:9-10. Hoe lyk die prediking wat gebeur in die koninkryk van God? Die woord word gelees, die woord word verduidelik of verklaar, die woord word toegepas. Word toegepas. Nou in daardie toepassing, op weg van daar, binne in die toepassing, binne in die verklaring van die woord, kom 'n mens altyd uit by Christus. Want die hele woord gaan oor Christus, dis die groot tema van die woord is Christus. En dan word jy gekonfronteer met Christus en wat sê Christus vir jou? En dit bring jou altyd voor 'n keuse, wat maak jy met hierdie Christus en wat hy nou hier vir jou sê? En so word dit oopgesluit, toegesluit. Verstaan julle dit? Dit is belangrik, né? Nou, dit is wat ons verlede week mooi kon raak sien, maar nou moet ons ook nog ingaan by die sleutel van die Christelike tug. En dit sien ons nou by vraag en antwoord 85. En die teksgedeelte daar is Matteus 18 vers 15 tot 17. Dis die groot teksgedeelte. Daar's natuurlik ander gedeeltes in die Bybel ook, maar kom ons werk met daai gedeeltes. Matteus 18 vers 15 tot 17.
gesê tot 8. Ok, so kom ons kyk 'n bietjie nou, wat sê ons katekismes daaroor? Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit? Right, Marie, lees jy 'n bietjie vir ons. Sodat volgens die bevel van Christus, die wat onder die Christelike naam wel onchristelik in leer of lewe openbaar, as hulle nadat hulle verskeie male broederlik vermaan is, van hulle dwaling of skandelike lewe geen afstand wil doen nie, by die gemeente of die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, aangegee moet word. En as hulle aan die vermaaning nie steur nie, dan word die sakramente al deur die persone verbied en hulle uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit, terwyl hulle weer as lede van Christus en van sy gemeente aangeneem word wanneer hulle waaragtig verbetering beloof en bewys. Ok. So, dit is wat ons nou daar raak sien. Kom ons dink so 'n bietjie in ons eie woorde, as jy dit, Johannes, as jy in jou eie woorde, nou dit so 'n bietjie moet probeer weergee. Wat sien ons daarso? Nie by vraag en antwoord 85. Kom ons teken dit vir ons so 'n bietjie en dan gaan ons nou na die Bybel toe ook gaan. Lees 'n bietjie vir ons daar vir my weer daar, Johannes. Antwoord. Ja. Sodat volgens die bevel van Christus, die wat onder die Christelike naam hulle onchristelikheid in leer of lewe openbaar, as hulle nadat hulle verskeie maal broederlik vermaan is van hul dwaling of hul skandelike lewe, geen afstand wil doen nie, by die gemeente of die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, aangegee moet word. Ok, stop eers net. Wat het nou daar gebeur? Hier het nou ouens ingekom in die gemeente, uit die wêreld. Nee? Het hier mense ingekom in die gemeente in. Nee, hier die poort het hulle ingekom. Ok? Ingekom. Ok? So hierso is hulle nou. Right? Nou, wat doen hulle nou? Hier binne die koninkryk hier in die gemeente, wat doen hulle nou? Wat sê die artikel vraag en antwoord van vandag? Wat doen hierdie ouens? Onder 'n Christelike naam is hulle onchristelik. Hulle is onder 'n Christelike naam onchristelik. Wat beteken dit? Om onder 'n Christelike naam onchristelik te wees. Hulle self Christene, maar hulle is onchristelik. Ja, hulle noem hulle self Christene, maar hulle is onchristelik. So met ander woorde, die woord het hulle geroep, hulle het gereageer op die woord en hulle het ingekom. Ons gaan nog amper hierso sê, hierso is nog 'n sakrament en dit is die doop. Doop wat wys, jy kom in en as jy deel van die gemeente en jy dra die naam Christen, want jy jou geloof bely, jy's gedoop, jy geloof bely, of jy het jou geloof bely, toe gedoop, maak nie saak hoe presies om, nie aanhangende of jy as 'n kind gedoop is of eers as 'n groot mens gedoop is en toe jy in die gemeente ingekom, jy dra die naam Christen, maar dan begin jy onchristelik optree. Wat beteken dit? Om onchristelik te begin optree. Dis om te bepaal te bekeer na soms nie. Ja, hulle breek nie radikaal met hulle sonde nie. Nou, hulle breek nie radikaal met die wêreld nie. OK? Hulle breek nie radikaal met die wêreld nie. Kom ons kyk 'n bietjie, blaai julle Bybels na Matteus 13 toe. Kyk nou daar by Matteus 13. Ja, kom. Matteus 13.
Moes lees 'n bietjie daar versie 1 tot by versie versie 9, versie 1 tot 9. Maar hier lees jy die eerste 2 versies, Johannes 3 en 4, ek vat en sê so aan. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom vergader sodat hy in 'n skei geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenis tot hulle gespreek en gesê: 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. So met ander woorde, hier gaan die sleutel, die verkondigingssleutel gaan nou uit die koninkryk, vanuit die gemeente, en dit saai in die wêreld, maar 'n deel van die saad val op die pad. So Jesus dit vir ons verklaar. En die voëls kom en dit vat dit weg. Dis die Satan, sê Jesus vir ons so eentjie verder. OK? Wat gebeur toe? Ek nou lees. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit uitgesprei omdat daar geen diepte van grond was nie. Marie, ek moet nog 'n vers, wat vers moet ek nou lees? 6. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei omdat dit geen wortel gehad het nie. En dit verdroog. OK, nou gaan kyk nou. Marie, dan lees jy vir ons versie 20 en versie 21. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. OK, so wat is nou die leer is? Hier kom mense in die koninkryk in, want die woord gehoor het en met blydskap het hulle aangeneem en sê ons wil inwees en ons wil deel van die gemeente wees. Maar nou, die koninkryk van God, terwyl ons nou nog in die wêreld is voor die wederkoms, word verdruk deur die wêreld. Baie maal lyk dit as die koninkryk van God eintlik net nie wil ordentlik aan die dreef kom nie, word verdruk en daar's vervolging en as ek wat in die volk van die koninkryk word verdruk en dan sê party nee wat, dit is ons los hierdie ding. Ons gaan uit. Dan is ons beter in die wêreld en dan word ons nie verdruk. OK? Kyk nou wat gebeur nou verder. Lees ons nou versie 7 en 8, jongens. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstink. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrugte opgelewer. Die een 100 en die ander 60, die ander 50voudig. 30voudig. OK, nou verklaar Jesus dit by vers 22. En hy, by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. So, nou is die nog ander ouens wat inkom, maar die wêreld het nog so groot invloed op hulle, dat hulle eintlik wêrelds word. Die sorge, die bekommernis en die rykdom. En hulle word wêrelds en begin wêrelds leef hier binne in die gemeente, binne in die koninkryk. Nou, wat moet nou gebeur? Hulle moet weer uit. Hulle moet weer uit. Goed, maar sommer net daar. Nee, wat sê die katekismus? Is broederlik vermaan. Herhaaldelik broederlik vermaan. Lankmoedig, lankdurig, broederlik vermaan word. Nee, broederlik vermaan, praat ons nie meer kom. Ons kan nie soos die wêreld leef nie. Ons het uit die wêreld gekom, in die koninkryk. Ons is nou radikaal anders. Ons behoort aan Jesus, nie meer aan sonde en Satan nie. En daarom moet ons anders begin lewe, soos wat hierdie ouens wat 'n werklike vrag dra. Kyk by daai verklaringkie daar vir vers 23, Marie, lees bietjie vir ons. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan,
wat dan ook vrug dra en oplewer. Die een 100, die ander 60, die ander 30. Daar kom lewens van vrug. Daar kom nuwe lewens van stryd teen sonde. Daar kom nuwe lewens waarin ons al hoe meer beleef vir God. Daar kom nuwe lewens waarin ons persoonlike lewe, ons huwelikslewe, ons gesinslewe al hoe meer inrig volgens God gesentreerd en woord gespandeerd. Dis net radikaal anders in die wêreld en ek sien dit en dis as dit werklik aan Christus behoort. Hoekom? Want hulle is in Christus en die lewe van Christus kom in hulle. En dan kan dit nie anders word om nuwe lewe. Okay? Nou, maar nou word herhaaldelijk van ons sê, kom, maar nee, jy kan nie so leef, soos die wêreld leef, binne in die kerk, soos die wêreld. Nee? Maar nou steur hulle glad nie daaraan. Wat gebeur dan? Wat is die volgende ding wat vraag en antwoord 85 sê? Hulle by die aan, die wat daarvoor aangewys is, of aangegee. By die gemeente of die wat daarvoor aangewys is, nee. Die gemeente of die wat daarvoor aangewys is. Nou gaan ons, met ander woorde, jy het nie met jou broeder gepraat. Sê nee, my kan nie so werk nie. En in Matteus 15 jaar, Matteus 18 jaar, jy vat nog 'n broeder saam, jy gaan praat weer met hom. Sê nee, dit kan nie so werk nie. Maar nou steur ek nie daaraan. Nou gaan ons na die gemeente en sê, ons het hier 2 getuies, hierdie broeder van ons, wat sê hy is 'n broeder, leef nie soos 'n broeder. Ja. En nou kom die gemeente en sê van, nee, maar kan nie so werk. Kom tot bekering, kom tot waarlik tot bekering. En of, soos die katekisme sê, ons gaan praat ook nou met die ouderlinge. Die wat daarvoor aangewys is. En die ouderlinge gaan my saak gaan praat met die mense, later vat ons die ouderlinge dit die saak na die gemeente toe, en ons praat, en ons sê, maar dit kan nie so werk nie. En wat gebeur dan? Nou, het sit onder die dag. Ja, wat sê die antwoord, vraag antwoord 85, wat sê die antwoord hier dan? En as hulle hul aan die vermaning nie steur nie, dan word die sakrament hulle deur die persone verbied en hulle uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Nou sê ons, nee, maar as hulle lewe soos mense wat nie aan Christus behoort nie, dan mag hulle ook nie aan die sakrament deel nie. Hoekom sê ons dit? Die sakrament en die dit wat dit wys gaan so. Mooi, maar die sakrament en dit waarop dit wys gaan saam. Jy kan nie die sakrament en dit waarop dit wys saam losmaak van mekaar nie. As ek hier aan die beker en die brood vat, dan sê ek vat ook aan Christus. Dan vat ek aan Christus. Maar as ek gelowig is, want wanneer hulle aan die beker en die brood vat, ook aan Christus vat. Nee. Ongelowig is doen, en as jy dan leef soos ongelowige, dan sê ons met jou lewe, maar behoort nie aan nie, en dan sê gemeente, goed, maar moet jy? Nou, dan moet jy van die sakrament afval, en uiteindelik uit die ryk van Christus, uit die koninkryk. Nou is dit interessant, wanneer die gemeente uitsluit, dan staan daar, God self sluit uit. Dis nog ons woes nie. Dit wys die geweldige ding van wat hier aan die gang is. Kan die slou weer terugkom? As hy met sy dwaaling breek. Ja, en met sy lewe bewys dat hy werklik tot bekering is gekom. Nee. Okay. Nou kyk 'n bietjie hoe sien mense daar Matteus 18 raak het wat ons katekismes hier verduidelik. Lees dan Matteus 18 vers 15. Kyk 'n bietjie, Marie, lees jy vir ons vers 15. En as jou broeder teen jou sondig gaan, bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou nie luister nie, dan as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Okay, soms praat met hom. Hoekom doen jy dit? Hoekom gaan praat jy met hom alleen? Jy moet hom broederlik vermaan. Nee, tog niet. Dis 'n sonde wat net jy en hy van weet.
Wil jy ons nie vertel dit vir almal nie, wat is dit as jy dit doen? Skinder. Dan begin jy skinder. Nee, ons gaan praat eers net tussen ons twee alleen. Nou kyk 'n bietjie na, ons maak ons Bybels oop by 1 Korintiërs 13. Maak julle Bybels ook oop by 1, hou julle vingers in daar by Matteus 18, maar maak ook oop by 1 Korintiërs 13. Kyk 'n bietjie by vers 4, Johannes lees ons vers 4. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Johannes. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Kyk nou hierso. Die liefde bedek alles. So jou broeder het nou gesondig, nou loop en praat jy nie daaroor nie. Wat beteken bedek alles, jy los dit maar net. Nee, want die liefde is ook nie bly saam met die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. En daarom gaan praat jy met jou broeder. OK. So met ander woorde, hierdie hele ding van tug is ook 'n ding van liefde. Nou, dis 'n ding van liefde, want jy wil jou broeder terugdoen. OK? Nou wil hy nie na jou luister nie. Kom ons bly nou weer na Matteus 18 toe. Nou wil hy nie luister nie. Wat doen ons dan? Versie 16, Johannes lees ons versie Matteus 18 vers 16. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuienis elke woord kan vas staan. Met ander woorde, nou vat ons nog getuies saam, die getuie luister die saak uit, hy beoordeel tussen my en jou, wat gaan hier aan, en nou kan hy uiteindelik sê, maar wag 'n bietjie, hier is regtig 'n probleem. En hy vermaan nou saam, nou is daar 2 getuies. So, is weer eens die liefde wat hier aan die werk is. So ons loop nog steeds nie in skinder nie. Ons praat hier oor met mekaar. Maar nou staan in vers 17, en as hy na hulle nie luister, sê dit aan die gemeente. En as hy die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. En wie is die heiden en die tollenaars? Hulle is nie in die koninkryk nie, hulle is buite. Nee, want hulle leef nog in hulle onbekeerde lewe. En sien jy wat, hoe loop die paadjie? Dit is hoe ons hier in Praat van Antwoord 85 ook dit weergee. So met ander woorde, ons gaan vermaan eers net tussen, as daar 'n sonde is waarvan net ek en my broeder weet, dan gaan praat ek net eers ek en hy, en dan vat ek nog iemand saam. En dan as hy luister, sê vir die gemeente, as hy nie na hulle luister, gaan hy uit. Maar al dit was 'n pad van liefde. Liefde is ook lankmoedig, het dit gesien, hè? Herhaaldelike vermaning. Nee. Maar hoekom kan ons nie maar sommer net sê, ag, ons los dit. Want liefde bly ook nie saam met die ongeregtigheid. Liefde is nie bly saam met die ongeregtigheid. En ons het dit week voor verlede week gedoen aan 1 Korintiërs hoofstuk 5 sê, 'n bietjie seerdig maak die Here deur sê. Naderhand word die hele plaaslike gemeente hier binne die koninkryk van God vrot. En dis ook nie tot eer van God nie, die koning van die kerk, nee, van Jesus, hy het dit nie. Dit ontheilig die verbond, dit maak alles vrot. So daarom los ons dit nie net ook. OK. So dis 'n baie belangrike saak. Maar nou, nie soos nog iets wat ek al gesê het. Sien nou maar, hierdie ou, ons moet kyk hier. Sien nou maar hierdie ou, wat nou begin wêrelds leef, en nou begin hy so lewe dat hy doen 'n openbare sonde, almal weet daarvan. Wat maak mens dan? Is almal van Dan vermaan jy dadelik om, dan soos dadelik by die stad waar ons na die gemeente toe gegaan het, van die gemeente weet. Dan vermaan ons dadelik om. En dan is dit nie meer, ons praat van 'n heimlike sonde en 'n openbare sonde. Wanneer dit 'n openbare sonde is, dan is dit nie eers die pad van ek gaan loop eers, praat eers met hom nie, want dit is nou openbaar. Almal wat dan geraak word, moet dan met hom praat. Maak dit sin vir julle. OK, so dis die sleutels van die koninkryk. En met hierdie manier is Jesus besig om
sy volk te verlos. Nou, hierdie pas in by die verlossing. Hier oor die verlossing. Jesus is met die sleutels van die koninkryk besig om sy ware disippels te verlos. Ok, want daar is hier wat is met sonde, maar hy is dan beware uitverkore en die pad van vermaning gaan hy werklik tot bekering kom. Aan die ander kant ook, as hy nie waar tot bekering kom nie, dan moet hy uit. Die gemeente moet 'n ware verloste gemeente wees. Christus se gemeente, gesuiwerde gemeente. Ok, dis die Here besig is om in hierdie wêreld sy koninkryk laat kom, sy mense uit die wêreld te versamel. Maak dit sin vir julle? Ok, so ek dink dis wat ons dan moet onthou by Sondag 31. Die twee sleutels, die sleutels van verkondiging, die sleutel van Christelike dag. Ok, so kom ons stop dan met hom. Kom ons bid. Ons Vader, baie dankie dat ons nou weer meer kon leer in die woord vanmiddag oor die sleutels van die koninkryk. Here, dit is so 'n geweldige belangrike ding en ons bely ook dat ons baie maal laks is hiermee. Help ons om dit in liefde reg te doen, mekaar te praat, mekaar te vermaan. Dankie Here dat ons so na U toe kan kom en dit van U te vra. Dankie Here Jesus dat U ook hiermee besig is om aan die werk te wees in die kerk en dankie dat ons so na U toe kan kom. Ons doen dit, Vader, in die naam van ons Here Jesus. Amen.